rond ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal, dankie dat julle inskakel by ons YouTube kanaal en dat ons op hierdie manier saam ook iets van God kan beleef. In die vakansietyd is ons sommer besig om 'n bietjie saam leesroostertekste te lees. Johannes het laasweek die begin van Romeine 8 gelees en ek gaan vandag verder om Romeine 8 te lees vanaf vers 12. Kom ons bid saam vanoggend. Jesus, baie dankie dat ons vanoggend kan stil raak, 'n oomblik kan fokus op u woord, daai kan lees. Ek bid dat hierdie woorde vanoggend lewend sal raak in ons harte. Mag hierdie woorde ook deur ons leef en mag dit ook die manier hoe ons leef kom aanraak. Amen. Ons lees vanaf vers 12 en hou moed. Ek weet dit is baie woorde, Paulus is lief om baie woorde te gebruik. En ons sal probeer om na die tyd dit bietjie op te som. Daarom dan broers het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Jy het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer hoef bang te wees. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig daar teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Vanaf vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ons ook. Maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word. Dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ons lees net tot sover. Vriende, iemand vra my die week, wat is die tema van jou preek? En ek wou amper ewe sarkasties antwoord en sê, hoor, het jy nou al 12 verse uit Romeine gelees en een tema daar uitgekry? Paulus het die vermoë om 'n klomp waarhede aan te raak in 'n paar verse. En daarom is dit vir my soms moeilik om Romeine te lees en hierdie een boodskap te kry. Dit sê, dit is wat Paulus aan hier vandag aan ons wil kom sê. Maar enige emosie en gevoel wat ek hierdie week beleef het terwyl ek gelees het, was hierdie spanning tussen twee wêrelde. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het, dat jy op een plek is, maar dat jy hierdie spanning tussen twee wêrelde beleef. Ek het iets daarvan beleef toe ek nou weer Transkei toe was vir my verlof. Ek weet nie van julle daar was nie, maar dis die mooiste natuurskoon, soos jy aangery kom, is dit die groen heuwels, dis die wit strande, dis die beeste op die strande en in die veld. Ongelooflike mooi natuurskoon, maar aan die ander kant is jy ook bewus van die intense swaar kry, die armoede, die werkloosheid, en jy leef in hierdie twee wêrelde, aan een kant so mooi, en aan die ander kant hierdie seer. By die Sibini koffiewinkel herinner ons mekaar baie keer hierna, want as jy as ons op die dek sit by die koffiewinkel, en jy lig jou kop so effens op, dan sien jy die mooiste Tafelberg uitsig. Jy kyk in Tafelberg vas, en jy is bewus van hierdie natuurskoon, hierdie wonder wat voor jou staan. Maar as jy jou kop effe laat sak, dan kyk jy vas in die huise van Eysterplaat, die stukkende vensters, die gebrokenheid, die armoede, die werkloosheid, die seer. En dan sit ons op hierdie een plek, maar jy beleef die twee wêrelde, die natuurskoon, maar ook die swaar kry. En Romeine 8, dink ek, praat van hierdie spanning wat ons as gelowiges nou op aarde beleef. Die spanning van waar ons nou is, maar ook hierdie hoop en die koninkryk van God waarin ons vashou. Nou, ek gaan 'n paar dinge uitlig wat ek vanoggend dan nou in hierdie teks beleef het terwyl ek in hierdie spanning gesit het. Die eerste ding wat Paulus sê in vers 12 tot 17, en dit is iets wat ons al baie vir mekaar gesê het, is dat Paulus sê, ons is nie slawe nie. Ons is nie meer slawe nie, maar ons is kinders van God.
Hy begin deur hierdie sterkstelling te maak. Dit sê ons is nie slawe van ons ou natuur nie. Met ander woorde, ek en jy is nie gebind aan ons ou manier van leef nie. Ons word nie meer beheer deur vrees nie, sê hy. Ons word nie meer beheer deur ons ou patrone van vroeër nie. Ons kan byvoorbeeld nie nou meer sê, nee, ek is nou maar net so, of dit is maar net my natuur om so te wees, of mens is nou maar net so nie. Paulus spreek dit aan. Hy sê, ons het nou die gees van God ontvang, en die gees maak ons vry daarvan. Die gees maak ons vry van ons sondige self, en die gees het die vermoë, gee ons die vermoë om binne dieselfde liggaam te leef, maar om nie noodwendig slawe te wees daarvan nie. Dan sê hy, daar's 'n dieper ding wat ons dan moet vashou. 'n Dieper ding as ons menslike natuur. En hy sê, dit is eintlik die heel diepste waarheid waaraan ons kan vashou. Hy sê, en dit is dat ons kinders van God is. Hy sê, die gees maak ons gees hier binne so diep bewus van wie ons is, dat ons eintlik, sonder dat ons kan keer uitroep en sê, Abba Vader. Dat ons bewus raak daarvan, dat ons kinders is van God. Toe ek daai woorde lees, toe dink ek dadelik aan die verhaal waar Jesus gedoop word en die gees van God ontvang, en dan sê die God vir hom, jy is my geliefde kind. En ek dink dieselfde gebeur met ons, as ons die gees ontvang, dan sê die God vir ons, dat ons 'n dieper waarheid in ons, en dit is ons kinders van God is, dan kan ons amper nie anders as om uit te roep en te sê, Here, Abba Vader, U is my ouer, en U is my pa nie. En dan is natuurlik nog 'n ding wat die teks dan sê, en ons hoef nie nou daar uit te brei, maar hy sê, as ons dan ook kinders van God is, dan beteken dit ons is ook 'n erfgenaam van God. Die tweede ding wat Paulus aanraak in vers 18 is hierdie ding rondom die huidige lyding en die toekomstige heerlikheid. Hy sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Nou, dit kan baie maklik gebeur dat mense dink Paulus is besig om afbreek te doen of amper ons lyding af te maak en te sê, nee man, wat julle nou ervaar is nie so ergie. Mense kan sê, maklik in Paulus probeer sê, nee, kom uit oor jouself. Vergeet net bietjie van jou swaar kry, fokus net op die lyding. Nee, ek dink dit is wat Paulus probeer sê. Ek dink Paulus is iemand wat baie lyding self in sy lewe ervaar het. As ons maar net lees van die verhale en dinge wat in sy lewe gebeur het. Hy ken lyding, hy ken dit goed. Hy wil amper vir ons kom sê, hoor, ek erken dat jy lyding het en ervaar. Lyding is werklik, lyding is reëel. Maar die punt wat Paulus wil maak, is dat lyding nie finaal is nie. En ek dink ons moet dit hoor, dat lyding nie finaal is nie. Hoe swaar ons lyding ook al mag wees. En ek weet, hier's 'n klomp mense wat hierdie video kyk wat al baie swaar kry beleef het. Paulus sê, hoe swaar dit ook al mag wees, die heerlikheid van God, die heerlikheid wat op ons wag, is selfs groter as daai lyding. Paulus probeer hiermee net sê hoe groot die heerlikheid van God is, en nie hoe klein ons lyding is nie, maar dat God se heerlikheid selfs groter is as ons grootste lyding. En ons lyding is nie finaal nie. Dan gaan hy aan in vers 19 en hy praat oor die verlange en die sig van die skepping. Hy sê met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. En dan gaan hy aan, praat baie woorde wat moeilik is om te verstaan. In vers 22 sê dan, ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug. Praat oor die skepping wat sug. Dan sê hy ja, in geboortepyne verkeer. Die Engels sê, meanwhile the joyful anticipation deepens all around us we observe a pregnant creation. Paulus gebruik hierdie woordjie van sug, die skepping wat sug. Orals rondom ons sê hy, beleef ons dat die wêreld sug, dat die wêreld nie is soos dit bedoel is om te wees. Ons sien orals die gebrokenheid, die seer, die stikkenheid, die ongelykheid. Ons kan aangaan en die hele preek maak net oor die skepping wat sug. En dan sê Paulus, dit is soos die geboortepyne. En ons weet eintlik wat hy dan nie meer probeer sê. Hy sê, met geboortepyne wys altyd op iets niets wat aan die kom is. En hy sê, as hy sê die wêreld is besig om te sug en is besig om geboortepyne te ervaar, dan sê dit, die wêreld wag op iets niets. Dit is nie die einde nie. Die geboortepyne, die pyne wat die sug van die wêreld is nie die einde nie. Dit is net die geboortepyne wat dui op iets groters. Geboortepyne is nie sinnelose, doellose pyn nie. Dis pyn wat wys na iets wat groter is as onsself. Iets meer as net ek en jy. Iets groters wat op pad is. En Paulus sê ek en jy is nou daar. Die wêreld is nou daar. Ons ervaar die pyne. Maar ons weet en ons glo ook dat iets groters en iets mooier op pad is. En dan sê hy in vers 23, dis nie net die wêreld wat sug nie. En nie net die skepping sug nie, sê hy, maar ons
maar ook ons wat die Gees van God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik. Paulus sê ook ons as mense sug, ons as mense wat weet van die heerlikheid wat op pad is, ons sug en ons verlang daarna. Want baie keer sien ons dit nie gebeur, ons sien die stikkindheid rondom ons sien die seer, en dan sug ons en ons, Paulus sê ons sug ook met hierdie verlange na wat op pad is, want ek en jy weet wat op pad is, en daarom sug ons, omdat ons die stikkindheid sien, ons leef in hierdie reeds, maar nog nie fase. Ons is reeds bewus van wat kom, ons ervaar het nog nie in sy volle gloorheid nie. En dan eindig hy in vers 24 en 25 gesê, ons is immers verlos in hoop. Dan gaan hy, en skuif hy die tema oor na hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, is nie regtig hoop nie, sê hy. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien, maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ek dink die laaste punt, groot punt wat Paulus wil maak in hierdie teks, is dat ons wag, dat ons in die wagfase is, maar nie 'n gewone wagfase nie, dis 'n wag en is 'n hoop, is 'n wag met hoop. Ek hoor die storie die week van 'n seentjie, sy pa wat op die lughawe gewag het op 'n vlug. En terwyl hulle daar wag vir die vlug om te land, hoor hulle die hele tyd dat die vlug vertraag is. En die mense wat saam met hulle wag vir die vlug raak al hoe meer ongeduldig, die atmosfeer raak al hoe swaarder, maar die seun het iets anders gedoen as die ander mens. Hy het die hele tyd na die hek gekyk, maar met verwagting, met 'n glimlag. Hy het nie frustreerd rondgeloop soos die ander mense wat nou sien hoe laat dit raak, die tyd wat verbygaan. Hy het nie gaan kla met die personeel nie. Sien, want die seun het geweet dat sy ma is op daai vlug wat op pad is. Vir hom was dit nie net 'n vertraging nie, maar dit was 'n wagtyd vol hoop. Hy het geweet sy ma is op pad. Ja, sy ma na wie hy verlang is op pad. Hy het selfs sy pa gesê, dis okay, papa, sy kom. Sy kom, ons moet net wag. Ons moet net wag. Dieselfde situasie as vir 'n klomp ander mense wat daar was, maar met 'n hele ander perspektief. Hy het gewag met hoop. En dis die punt wat Paulus wil maak hier in die einde in vers 24 en 25, dat ons wag met hoop. Ons wag is nie leeg nie, ons wag soos hy seentjie met 'n verwagting. Ek dink dit is die uitdaging en die spanning waarin ons nou leef, dat ons wag, maar ons is ook bewus van die seer wat rondom ons is. Paulus wil ons kom uitnooi en te sê, hou vas want God kom, die herstel kom, die heerlikheid kom. En ek wonder die hele week, wat beteken dit nou vir ons? Ek dink, obviously hoor ons in die teks dat ons is die slawe nie, maar ons is kinders van God. Ons hoor in die teks dat ons lyding is werklik, maar God se heerlikheid is groter. Die lyding is nie die einde van ons storie nie. Ons hoor dat die wêreldse gebrokenheid wat ons sien is nie sinnelose gebrokenheid, dit is amper 'n sug na die herstel wat op pad is. En as ek en jy sug en as ek en jy verlang, is dit nie omdat ons swak is nie. Nee, dit is eintlik 'n teken van ons wat hoop op iets wat mooier is wat op pad is. Maar ek dink hierdie week die teks kom sê ook vir my dat wanneer ek en jy wag met vertroue en met hoop, dan nooi God ook vir my en jou uit om anders te leef. Dit is nie net 'n sit en wag met hoop nie, maar dit is ook 'n leef en wag met hoop. Asof God wil sê dat my en jou optrede, die manier hoe ek en jy wag, en die manier hoe ek en jy hoop, kan ook ander mense se lewens aanraak. Die manier hoe ek en jy hoop en wag, kan ander mense dalk hoop gee oor die toekoms. Mag ander mense dalk hoop gee oor die koninkryk van God wat op pad is. So, al sug ons, en al sug die wêreld hoe hard, is my gebed dat ons as kinders sal vashou aan dit wat ons op pad is. Mag die wag ons nou leef kom verander. Mag dit ons nou aanraak. Want ek en jy leef en wag nie doelloos nie. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir hierdie teks wat so klomp dinge sê, selfs dan wat ons nie altyd verstaan nie. Maar help ons om as kinders van God om anders te wag. Ons is bewus van die geboortepyne, die swaar, die lyding, die seer. Ons sug baie keer, Here. Ons sug nie doelloos nie, ons sug met die verwagting. En omdat ons weet dat iets mooiers op pad. Mag hierdie vashou ons lewe nou kom verander, en mag ons nou leef
op 'n ander manier wat hoop bring vir mense. Kom wys my waar mense dalk hoop nodig het, waar mense hopeloos geraak het, en mag my doen, my leef, my praat, hulle lewe ook aanraak.